heerlike warm sonskyndag nie. Dit het uiteindelik opgehou met reën. Ag, dis gaaf. Daar sien ek 'n Toutou en Kiki en daar is die jakkalsie. Ah! Ek het die klip eers gekry. Nou wat daarvan? Gee terug, dis myne. Ek wil nie. Dis lekker om daarmee te speel. Kyk net, kyk hoe weer kaats die klip. Ek weet man, dis hoekom ek hom opgetel het. Toe nou, gee hier. Ja, hoekom is jy so snoep vandag? As jy nie dadelik my klip teruggee nie, dan praat ek Wat nooit streke weer. vang jy aan, Kiki? Jy het my verblind met die weerkaatsing. Ek het amper uit die lig geval. Kiki het my klip gevat. Dis myne, ek het hom eers gekry. En nou wil hy hom nie teruggee nie. Ja, dis waar, Kiki. Dit is 'n jakkalsie se klip. Gee dit vir hom. Na die partytjie voel ek lus en trek daai Kiki se velle van sy lyf af. Kiki, hoekom maak jy so lelik met jou maat? Die jakkalsie wil self met sy klip speel. Kiki, dit lyk my jy het vergeet dat jakkalsie nou die dag jou lewe gered het. Nee, ek het nie. Heeltemal reg, Piet. Wie het vir Kiki gevang toe hy uit die boom uitgeval het? Niemand anders as Jakkalsie nie. Hy regtig, ek ken nie hierdie storie nie. Het jakkalsie so waar vir Kiki gevang? Ja, hy het. Maar is dit nou nodig om altyd weer ou koeie uit die sloot uit te gaan staan en opgrawe? Of verwag jy dat ek elke dag met trane in my oë vir jou moet dankie sê? Nee, natuurlik verwag ek dit nie. Ja, ek glo jou, Jakkalsie. Mamma! Panda. Ek is seker daarvan dat jy geen bybedoelings gehad het toe jy Kiki se lewe gered het nie. Dis reg, ek het nie. Maar ek dink dat 'n mens wel dankbaarheid kan verwag as jy aan iemand anders 'n guns bewys of iets goeds doen. En jy sal ook nou verstaan hoekom ek so dink, Kiki. Miskien sal julle almal verstaan as ek vir julle 'n storie vertel. Die 3 hasies waarvan ek julle wil vertel was net so beskeie soos Jakkalsie en het ook soos hy gedink. Lank gelede in 'n ver land het daar 3 hasies gewoon, 2 boeties en 1 sussie. Hulle name was Baron, Peter en Sally. Die 3 het 'n klein stukkie grond van hulle ouers geërf, maar alhoewel hulle baie hard probeer het, kon hulle omtrent nooit iets aan die groei kry nie, want die grond was veel te klipperig. Ten spyte daarvan wou hulle nie wegtrek nie, want hulle het iets baie waardevols besit. Voor hulle huis het 'n pragtige boom gegroei wat so in die son geskitterblink het dat dit gelyk het of daar diamante aan die boom groei en nie vrugte nie. Hierdie boom se vrugte het 'n wonderlike eienskap gehad. Enigeen wat siek was en van die vrugte geëet het dadelik gesond geword. Almal het natuurlik geweet van hierdie boom en elke dag het daar een of ander siek diertjie of insek opgedaag wat van die vrugte wou eet wat hulle weer gesond sou maak. Die 3 hasies het almal laat eet en het nooit enigiets terugverwag van die diertjies wat hulle boom se vrugte wou hê nie. So het die jare verbygegaan, totdat daar een somer nie 'n druppel reën geval het nie. Dag na dag het die son uit die hemel neergebrand en die wonderboom se sap het opgedroog. Die 3 hasies het alles probeer om die boom te help. Van die môre vroeg tot laat in die aand het hulle hom versorg. Hulle het hom gespit, geskoffel en hom met moeite water gegee. Maar niks het gehelp nie en hulle moes toesien hoe die boom elke dag meer verdor. Ons is so jammer, al ons water is op. As ek kyk na ons aandete, kry ek sommer pyn op my maag. Jy mag nie so van kos praat nie. Ek weet is net wortels, maar dis beter as niks. 2 piepklein worteltjies en sover ek weet is daar 3 van ons. Vandat ons die boom gedurig moet water gee, verwaarloos ons die groentetuin. Ja, die groente gaan dood sonder water. Die boom van vroeg tot laat versorg ons net die boom. Ja, want die boom is baie belangrik. Dis net so belangrik om te eet. Ons het amper niks meer kos in ons tuin nie en dan moet ons nog ons watervoorraad ook inkort. Ek voel glad nie gelukkig daaroor nie. Ek dink ons moet nou ophou om vir die boom water te gee. Okay, so iets sê al die diere maak staat daarop dat ons die boom se oppas, versorg en beskerm. Jy weet net so goed soos ek hoeveel die boom vir almal beteken, Peter. Ja, ek weet, maar ek kan nie insien hoekom net ons 3 moet swaar kry ter wille van die boom nie. Niemand waardeer in elk geval wat ons vir hulle doen nie. Hulle dink nie eers daaraan of ons iets te bring om te eet nie. Nou praat jy sommer bog. Natuurlik waardeer hulle wat ons doen, maar hulle wys dit net nie altyd nie. Ja, nou moet ons maar honger ly, né? Peter, ek's baie teleurgesteld in jou.
Ons ouers het die boom aan ons toevertrou en dit is ons plig om hom op te pas. En 'n plig is 'n plig, ons mag dit nie versuim nie. Jy praat net so hoogdrawend soos Baron. Ai, tog. Baron, Peter, word wakker. Word wakker, julle maak gou. Die boom het ons nodig, Baron, word wakker. Wat is dit nou, Sally? Ag, nee. Nou vas! Nou, Bissel! Het sal nie help nie. Dit is die einde. Die boom sê hierdie storm nie kan oorleef nie. Sy wortels is te swak. Dit het geen sin om nog water op te bos nie. Hou op met jou bogpraatjies, Peter. Ons gaan nie touw opgooi nie, ons gaan veg vir die boom. Ek verstaan jou nie meer nie, Peter. Hoe kan jy so hardvogtig wees? Ons gaan die boom versorg en water gee tot hy vrugte dra. Dis nie 'n verskietende ster nie. Nee, dit is nie, dis baie groter. Baie dankie, Peter. Dit is gaaflik jy ons gehelp het. Dit is 'n plesier. Maar ek is al skoon duiselig van die honger. Dink jy sy sal regkom? Ek weet nie, sy's baie moeg en swak. Ek het nog nooit in my lewe so 'n pragtige voël soos die een gesien nie. Ek kan my oë nie glo nie. Sy het seker in gisteraand se storm teen die berg vasgevlieg. Kyk, sy maak haar oë oop. Baie dankie dat julle my gered het en julle oor my ontferm het. Is dit jou stem, goue voël? Is dit jy wat met ons praat? Ek kan nie julle taal praat nie, maar ek praat met julle harte. Julle hoef nie bang te wees vir my nie. Wat het met jou gebeur? Het jy laas 'n ongeluk gehad? Ja, ek en my seentjie het saamgevlieg toe die storm losgebars het en ons van mekaar weggewaai het. Ek het oral na hom gesoek, maar ek kon hom nie kry nie. Naderhand het ek geen krag meer oor gehad nie. Ek kon net nie meer verder soek nie. Ek dink ek het my bewussyn verloor. My arme seentjie. Onthou julle daardie vreemde lig? Dalk was dit haar seentjie. Dis glad nie onmoontlik nie. Dalk was dit hy. As julle weet waar hy is, vat my asseblief daarheen. Ek vra julle mooi, help my om hom te kry. Ek is so bekommerd oor hom. Nee, jy's nog te swak. Ons sal gaan kyk of ons hom kan kry. Is jy van jou verstand af? Ek wil nie soos 'n bobbejaan in die berggrond klouter nie. Wag, kom saam man, dis mos nie so erg nie. Ons het al genoeg vir haar gedoen. Sy's 'n vreemdeling. Ons is haar niks verskuldig nie.
Ek kan my ore nie glo nie. Is dit werklik hoe jy voel, Pieter? Is jy so onwillig om iemand te help? Dit voel vir my asof jy die vreemdeling is. Ek's jammer, Pieter, selfs al is jy my eie broer, gaan ek dit nogtans sê. Ek hou nie van jou nie. Miskien het ek nou te ver gegaan. Sally is reg. Ek hou nie eens van myself nie. Ek is so jammer. Dis alles my skuld dat die twee stry gekry het. Moenie sleg voel nie. Ek is bly dit het gebeur want dit het Pieter 'n les geleer. Pieter! Daarheen. Ons kan Ons kan nie daaroor spreek. Sally is buite die kwessie. Sally, Sally! Kom, Pieter, is glad nie so swaar as wat dit lyk nie. Oh. Wag, Sally, ek kom jou help. Kom, ons klim hier op. Ons het ons tyd hier. Wanneer gaan jy dit uiteindelik insien? Begin jy alweer met jou nonsens? Pieter, hou vas, ek kom jou help. Weet jy hoe amper het ek van die krans afgeval en dis alles net jou skuld. Asseblief, jy moenie so praat. Kom nie, ek praat die waarheid en jy wil dit nie hoor nie. Dit was jou idee dat ek met jou moes saamkom. Die goue voël kon eenvoudig nie self kom nie. Sy is te swak. Wat anders kon ek doen? Iemand moet tog haar seentjie vir haar gaan soek. Maar hoekom moes dit nou juist ons wees? Kon jy en Baronie aan 'n ander plan dink? Die julle twee is geduldig besig om opofferings vir ander te maak, maar niemand lig ooit 'n vinger vir julle nie. Ons beskou dit nie as 'n opoffering nie. Ons help graag. Ons gee regtig nie om nie. Wel, ek gee om, maar my gevoelens is natuurlik nie belangrik. Peter, as jy so voel, moet jy maar omdraai en huis toe gaan. Ek het jou nie nodig nie. Ek is seker alles sal regkom. Moenie jou bekommer nie. Sally en Pieter is twee regte staatmakers. Kan jy nog uithou of wil jy eers bietjie rus voor ons verder gaan? Nee, wat dankie Peter. Ek kan nog aanhou. Ek dink daarom ons is in elk geval amper bo. Nou goed. Hy is seker lankal weggevlieg. Kom ons gaan kyk net eers daar oorkant. Miskien is hy daar. Reg. Wat is fout? Jy voel nie sleg. Kyk daar. O, veertjie. Nou weet ons ten minste dat hy hier bo iewers was. En dat hy waarskynlik nog iewers is. Sien jy Pieter, dit was tog alles die moeite werd. Ja.
Nou is ons in die moeilikheid. Solank die arend hier buite wag, kan ons nie uitgaan nie. Ek kan nie verstaan hoekom hy nie wegvlieg nie. Hy bly die hele tyd op dieselfde plek. Daar moet 'n rede daarvoor wees. Miskien is hy beseer. Ek gaan daar opklim. Ek wil weet wat aangaan. Jy kan nie nou gaan nie, Shelly. Die arend wag tot hy uit ons skuilplek kom. Ek moet na hom toe gaan. As jy gaan ek ook. Jy kan beslis nie alleen gaan nie. Nou, Shelly, kom terug, pas op! Ek het geweet hy mag ons op uit te kom. Hy sal nie sommer opgee nie. Een van ons sal sy aandag moet aflei, dis al plan wat ek het. Wag tot ek jou die teken gee. As ek sê gaan, dan hardloop jy so al wat jy kan vorentoe verstaan. Hier is ek, kom vang my. Hi Arend, kan jy my nie sien nie? Weg is jy, Shelly, hardloop. Hier is ek, Arend. Kom vang my, maak gauw. Hier is ek. Kom vang my. Oei. moenie bang wees nie, klein voeltjie. Ek kom jou help. Jou ma het my na jou gestuur. Ek kry jou nie los nie. Dit werk ook nie. Ag, is wonderlik. Shelly kon die klein voeltjie help om weg te kom. Hier is ek, kom hier na toe. Opa, Shelly, jy moet versigtig wees. Jippie, jy het hom uit oorlê. Ek kan dit nie glo nie. Dit is baie goed gedoen, mooi so. Kom na ons toe. Dan vat jy nou jou maat toe. Kom. Jy het my seun gered. Ek dank jou uit die diepte van my hart. Ek is so bly hy's veilig. Ja, sy is siek. Eienaar ons boom nie meer vrugte nie. Hoe weet jy dit? Ons het nog glad nie gesoek nie. Die storm het die vrugte afgewaai, maar miskien lê daar nog 'n paar hier iewers rond. Ek het geweet ek gaan nog iewers 'n vrug kry. Mamma word gesond. Ek kan sien dit gaan beter. Dis aan julle te danke dat ek en my seun nog lewe. Sê my asseblief, wat kan ek doen om julle te vergoed?
Dis nie nodig nie. Ons is net bly dat dit nou weer beter met jou gaan. Dis ons vergoeding. Ons vir niks meer hê nie. Is daar dan regtig niks anders wat jy begeer nie? Hierdie boom het altyd vrugte gedra wat al die siek diere gesond gemaak het, maar omdat dit hierdie somer nog nie 'n druppel gereën het nie, is die boom besig om dood te gaan. Dan het die vrug wat my gesond gemaak het seker van die boom gekom. Hy moet baie belangrik vir julle wees. Wys julle hoe dankbaar ek teenoor julle is. Sorg asseblief goed vir die boom, want dit is werklik 'n baie besondere boom. Ons sal goed vir die boom sorg, ons beloof. Ons sê vir jou baie dankie, goue voël. Die 3 hasies het 'n groot beloning vir hulle goeie daad gekry, al het hulle nie daarvoor gevra nie. Nes jy, Jakkalsie? Jy's 'n liewe Jakkalsie. Kyk, het jy mooi na my geluister? Ek is jammer ek het net nou so lelik met jou gemaak, Jakkalsie. Ag, toe maar, wat is sommer niks nie. Hier is jou klip, baie dankie hoor. Ag, jy kan maar nog met hom speel as jy wil, Kitty. Nee, dankie, dis joune, speel jy met hom. Ek dink hulle gaan nou weer baklei. Ja, dankie, maar enige een kan met die klip speel. Ek gee regtig nie om nie. Jy! Jy! Jakkalsie kan eers speel, en dan ek, en dan Toto, en dan Hasie Poe, en dan weer ek. Nee man, net alweer die Jakkalsie oorgeslaan. Het ek? Okay, ja. Ag, ekskuus. Volgende keer as een van die diertjies my weer vir 'n storie vra, gaan ek hulle van die 3 eekoringboeties, Huge, Larry en Louie, vertel, wat hulle ouer huis verlaat het en op 'n ver reis gegaan het om die wye wêreld te gaan ondersoek. Op hulle reis beleef hulle baie avonture, kom in gevaarlike situasies, maak nuwe vriende, maar ook vyande. Elkeen van hulle vind egter uiteindelik geluk langs die pad. Die gelukkigste boetie van hulle 3 was Larry, want hy het die eekoringprinses as sy bruid gekry, maar meer daaroor volgende keer.